As jy 'n skaapboer is en jy sukkel om sin te maak uit daai finansiële state van jou, wat jou boekhouer elke jaar met jou bespreek, dit voel vir jou of dit nie jou boerdery is nie, of jy van iemand anders se boerdery praat, as hy daai goed so bymekaar sit. Moenie alleen voel nie. Die boekhouers in die algemeen kyk hoeveel belasting hulle vir jou kan bespaar. So hulle stel jou boeke op vir belastingdoeleindes. En daar is eintlik bitter min wat jy met daai finansiële state kan doen in terme van jou eie boerdery en om beter besluite in jou boerdery te neem. So dit is belangrik dat jy die regte vrae vir jou boekhouer gaan vra, dat jy vir jou boekhouer vra om die regte inligting vir jou bymekaar te sit wanneer hy jou finansiële state vir jou wanneer hy dit voorberei, sodat daai inligting in so 'n formaat is dat jy dit kan uittrek daarso, of dat hy dit vir jou so kan weergee, sodat jy dit net so kan gebruik om jou eie berekeninge te doen, sodat jy sinvolle besluite vir jou boerdery kan neem. As jy bly tot op die einde van hierdie video, dan sal ek vir jou 'n voorbeeld wys van 'n inkomstestaat, hoe dit lyk, sodat jy dan ook vir jou boekhouer kan gaan wys en sê dit is wat jy nodig het. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. In hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na die berekening. Hoe bereken jy jou bruto inkomste van jou boerdery per vertakking? Ons gaan 'n bietjie kyk na hoe bereken jy bruto marges, hoe kyk jy wat is direk allokeerbare kostes, wat bedoel ons met bruto marge van die boerdery, wat bedoel ons met bruto marges van die vertakkings, en dan ook hoe kom jy by netto boerdery inkomste uit, en dan ook uiteindelik by boerdery wins, wat bedoel ons met oorhoofse kostes en wat bedoel ons met vreemde faktorkoste ensovoorts. So dit is wat ons in hierdie video gaan bespreek. So die eerste ding is koste van produksie per vertakking. So jy moet presies weet wat is jou koste van produksie per vertakking, en dan moet jy dit ook kan gaan uitwerk per kilogram per hektaar per grootvee of per kleinvee-eenheid. Jy moet weet wat is die bruto inkomste per vertakking in jou boerdery, met ander woorde vir jou skaap, vir jou bees, vir jou gewasse, en dan moet jy dit ook kan gaan uitwerk per kilogram per hektaar per grootvee-eenheid en per kleinvee-eenheid. Dan ook die bruto marge per vertakking, met ander woorde as jy dan die bruto inkomste vat en jy trek daai kostes af, kom die bruto marge uit, dan wat is jou bruto marge per kleinvee-eenheid, per hektaar per grootvee-eenheid of per kleinvee-eenheid, en dan hoe kom jy by netto boerdery inkomste uit, wat beteken netto boerdery inkomste, en dan ook hoe lyk jou kosteverhoudings, met ander uitgawes teenoor jou inkomstes. Dit is die syfers wat jy moet verstaan. Jy moet weet hoe om dit uit te werk, jy moet weet hoe om daarby uit te kom, en ook as jy met ander boere wil vergelyk. So kom ons gaan kyk 'n bietjie hierna. So wat is die standaard metode van berekening? Hoekom moet jy hierdie goed bereken en hoekom moet daar 'n standaard metode van berekening wees? As jy jou boerdery met jouself, as jy jou eie boerdery wil vergelyk jaar op jaar, dan moet jy 'n standaard metode van berekening hê. As jy dit nie doen nie, as jy nie elke jaar die syfers op dieselfde manier bereken nie, dan gaan jy nie die syfers jaar op jaar met mekaar kan vergelyk nie. Jy sal dit ook nie met die bedryf kan vergelyk nie. Jy sal dit ook nie met ander top boere kan vergelyk nie. Baie belangrik is hier, as jy dit met die bedryf wil vergelyk of met ander top boere wil vergelyk, dan moet jy dieselfde metode van berekening gebruik. Dan jy moet presies dieselfde doen. Anders kan jy nie appels met appels vergelyk. So dit is nie so eenvoudig om te sê, jy gaan jou boerdery sommer met iemand anders sin vergelyk nie, of met jou buurman, of met iemand anders in die bedryf, as jy nie weet of hulle dieselfde metode gebruik het nie. So die eerste ding wat ons sal na moet gaan kyk is wat is bruto inkomste per vertakking? Wat bedoel ons met bruto inkomste per vertakking? Wat bedoel ons met bruto marge per vertakking? Hoe lyk die bruto marge van die boerdery? Wat bedoel ons daarmee? Wat bedoel ons met netto boerdery inkomste? En dan ook wat bedoel ons met boerdery wins? Sodat jy hierdie goeders kan bereken, dat jy kan verstaan, sodat jy op die einde van die dag
vergelykings kan tref. En die heel beste plek om te begin is by jouself. Dit is om jou eie boerdery se boeke op berekeninge te begin doen en dit dan met jouself om data op te bou en dat jy dan daai data met jouself vergelyk jaar op jaar. En dan as jy deel word van 'n mentorgroep of 'n studiegroep en jy weet die manne is op dieselfde bladsy as jy, hulle doen dieselfde ding, dan kan jy begin bereken of vergelykings tref en daai vergelyking sal gewoonlik wees so hier op die bruto marge vlak per vertakking. Dit is die maklikste om dit daar te vergelyk. As jy verder afgaan, dan raak dit heel wat meer ingewikkeld en dan is dit nie altyd appels met appels nie. So, dit is hoekom jy 'n standaard metode van berekening moet kry. Dan net 'n skematiese voorstelling om vir julle te wys hoe lyk dit. As jy hierdie prentjie in jou kop kan kry en jy verstaan dit, dan het jy al 'n groot deel gewen. So, hierso het ek 3 vertakkings. Is net 'n voorbeeld wat ek het. Jy het 'n skaapvertakking, jy het 'n beesvertakking en dan het jy 'n gewasse vertakking. So, jy het 'n bruto inkomste van jou skaap, jy het 'n bruto inkomste op jou bees en jy het 'n bruto inkomste op jou gewasse. En dan het jy direkte koste op jou skaap, jy het direkte koste op jou bees en jy het direkte koste op jou gewasse. Nou direkte koste beteken dit is al daai kostes wat jy direk kan allokeer na 'n spesifieke vertakking toe. Met ander woorde, jy weet presies dat daai spesifieke koste is vir jou skaapvertakking of daai spesifieke koste is vir jou beesvertakking of daai spesifieke koste is vir jou gewasse gewees. Dit is wat daai direkte koste betref. En as jy dan jou bruto inkomste vat en jy trek die direkte koste af, dan kom jy by jou bruto marge uit. So jy sal dan 'n bruto marge hê vir jou skaapvertakking, jy sal 'n bruto marge hê vir jou beesvertakking en jy sal 'n bruto marge hê vir jou gewasse vertakking. So jy sal vir elke vertakking op jou plaas in jou boerdery sal jy 'n bruto marge dan bereken. En dan hierdie bruto marges saam vorm dan die bruto marge van jou boerdery. Dit is as ons praat van 'n bruto marge van die boerdery, dan is dit hoe ons daarby uitkom. En dan is daar ook nog diverse boerdery inkomste. Dit is tipiese geval van inkomste wat gegenereer word uit die boerdery wat nie by een van hierdie vertakkings kan met ander die bruto boerdery inkomste. Jy kan nie daai inkomste daar allokeer nie. Dis byvoorbeeld as jy van jou arbeid vat en jy kontrakteer dit uit na iemand anders toe, of jy vat van jou toerusting en jy kontrakteer dit uit na iemand anders toe, en daar is 'n inkomste wat jy dan genereer, maar jy kan dit nie hier bysit nie, dan is dit diverse boerdery inkomste. En dit vorm dan in totaliteit die boerdery inkomste. En dan het jy ook oorhoofse kostes. Nou oorhoofse kostes is salarisse, water, krag en brandstof, olie, versekering, al die kostes wat jy nie direk kan allokeer na 'n spesifieke vertakking toe nie. Dit is jou oorhoofse koste en dan trek ons hierdie oorhoofse koste af van die bruto marge af, van die bruto marge van die boerdery af en dan kry ons netto boerdery inkomste. Nou hierdie kostes is uitgesluit jou bestuursvergoeding, kapitaalrente en huur. Dan die geld wat jy vir jouself betaal en dan die kapitaalrente en huur wat jy betaal. Dis uitgesluit daai. Dan kom jy by jou netto boerdery inkomste uit. En as jy dan, wat ons noem die vreemde faktor koste, as jy jou bestuursvergoeding, kapitaalrente en huur aftrek, dan kom jy by boerdery wins uit. So, maar die heel belangrijk is dat jy as 'n skaapboer sal verstaan om tot hier te kom by netto boerdery inkomste, tot op hierdie vlak. So die plek waar ons wil vergelyk met onsself en met medeboere is hierso op hierdie bruto marge vlak en dan kan ons ook in terme van oorhoofse kostes na netto boerdery inkomste. Hierso is dit gewoonlik net die belangrikste ding hier is om te kyk na die verhoudings van die koste. Hoe lyk die verhouding om daar uit te kom by die netto boerdery inkomste. So nou ek gaan nou vinnig vir julle demonstreer hoe bereken jy hierdie standaard, hoe bereken jy hierdie goeders, hoe bereken jy bruto inkomste per vertakking en dan wat is jou direkte koste per vertakking
vir die skaap, bees en gewasse. Wat bedoel ons met oorhoofse kostes? Uitgesluit bestuursvergoeding, kapitaalrente en huur en wat is vreemde faktorkoste. Sodat jy hierdie vergelykings dan kan tref. Nou, as ons eerstens gaan kyk hierso, ek het nou net die skaapvertakking gevat, of een van die vertakkings gevat. Hoe bereken jy bruto inkomste per vertakking? So, om dit te kan doen, moet jy jou lewende hawe verkope met ander, jy moet jou skaapverkope vat, jy moet al die lewende hawe wat jy geslag het vir die huis, jou eie gebruik, plus dit wat jy vir die arbeid geslag het, plus dit wat jy vir die familie weggegee het, plus dit wat jy vir die kerk of vir watter organisasie ook al geskenk het. Dit is alles wat daar moet inkom. Al jou verkope plus alles wat jy eie gebruik of skenkings. Dus dit moet daar inkom. En dan ook as jy versekering ontvang het, spesifiek op lewende hawe, as jy byvoorbeeld 'n ram verseker het en die versekering betaal uit, dan word dit hier bygevoeg. En dan moet jy aftrek jou lewende hawe aankope. Met ander woorde, sou jy ramme aangekoop het of ander diere ingekoop het, dan moet dit weer afgetrek word daar. En dan moet daar bygetel word die voorraad aanpassing. Met ander woorde, die verskil tussen jou eindvoorraad en jou beginvoorraad. Dit moet bygetel word en dan kom jy by jou bruto inkomste uit vir jou boerdery. En baie kere is dit hier wat die boere sukkel met hierdie begin en eindvoorraad, want die meeste die boekhouers werk met landbankwaardes hierso en dit gee nie vir jou regte aanduiding van jou voorraadskyf wat plaasgevind het. So dit is dan inkomste plus eie gebruik plus daai versekering ontvang ander inkomste wat jy kry, minus die lewende hawe aankoop plus dan die voorraad aanpassing. Dit gee vir jou bruto inkomste. So in hierdie geval sê ek het 'n bruto inkomste van R1 miljoen gehad. En wat jy nou kan gaan doen is om te gaan sê, as jy weet hoeveel kilogram skaapvleis jy geproduseer het vir daai spesifieke finansiële jaar of periode, dan kan jy gaan sê, ek het 32.000 kilogram geproduseer, ek het R1 miljoen se bruto inkomste gehad, so my inkomste per kilogram was R31.25 gewees. So nou kan jy gaan uitwerk, jou bruto inkomste per kilogram. Of jy kan sê, ek boer met 1000 teeloeie, ek het R1 miljoen se inkomste gehad, bruto inkomste, so ek het R1000 per ooi. My bruto inkomste is R1000 per ooi. Of dan per hektaar, as jy sê, ek het 5000 hektaar toegedeel aan daai skaapvertakking van my, R1 miljoen, so ek maak R200 per hektaar. En dieselfde met groot vereenheid en klein vereenheid. Jy moet maar net gaan kyk, wat is die gemeene deler, wat jy dan toedeel aan daai spesifieke vertakking, en dan kan jy daai gemeene deler vat en daai berekening maak, sodat jy dan daar kan uitkom by jou som. En as jy elke jaar dit op dieselfde manier doen, dieselfde metode volg, dan kan jy hierdie syfers jaar op jaar met mekaar begin vergelyk, en dan sal jy sien of jy vordering maak en of jy agteruit gaan. So dit is hoe jy bruto inkomste per vertakking bereken. Dan as dit kom by die direkte koste per vertakking, dan is dit goed soos gekoopte voer, lekker plaasgeproduseerde voer, veeartseny, medisyne, kontrakwerk, pakmateriaal, bemarkingskoste, gehuurde vervoer, versekering, ongediertebeheer, KI-koste, skeerkoste, veilings en advertensies, oorplaatjies en dan heffings, waar jy byvoorbeeld Telersgenootskap se lidmaatskap fooie betaal, of 'n lidmaatskap fooie wat jy betaal vir 'n jong ooi projek of wat jy ook al aan deelneem. So dit is al jou direk allokeerbare kostes vir daai vertakking, en nou kan jy gaan sê, right, my direkte koste was R200.000 gewees, en nou kan jy dieselfde proses volg. So jy kan gaan sê, dit is my gemeene delers per kilogram per ooi per hektaar, en dan kan jy gaan uitwerk, wat is jou direkte koste per kilogram, per ooi, per hektaar, per groot vereenheid of per klein vereenheid. En dit is dan die goedes wat jy kan begin vergelyk met jou medeboere, ook sou hulle dieselfde metode volg, as hulle presies dieselfde doen as wat jy doen. Dan kan jy dit vergelyk. Dan, wat die bruto marge van die vertakking aanbetref, hierso is dit maar net jou bruto inkomste dan, minus jou direkte koste,
en dan in hierdie geval gee dit vir ons 'n bruto marge van R800.000 en weer dieselfde proses. Dit is jou gemeene deelers, so nou vat jy maar net jou bruto marge, so nou kan jy ook gaan bereken wat is jou bruto marge per kilogram, per ooi, per hektaar, per grootveenheid en per kleinveenheid. So dit is die metode wat jy gebruik, dis hoe jy dit doen. En dit bring my net weer terug dan by hierdie skematiese voorstelling, net om dit weer te herhaal, dat dit seker maak jy verstaan dit. So jy het nou die bruto inkomste uitgewerk vir jou skaap, jy het die bruto inkomste uitgewerk vir die bees en vir jou gewasse. Ek het nou net gewys op die skaapgedeelte, maar jy doen dit dan vir elke vertakking. Jy gaan trek al die direkte kostes af per vertakking, dan kry jy jou bruto marge per vertakking, en dan die bruto marges bymekaar gee vir jou die bruto marge van die boerdery, en dan het jy nog diverse boerderyinkomste ook, dan minus jou oorhoofse koste, uitgesluit bestuursvergoeding, kapitaalrente hier, gee dan vir jou nette boerderyinkomste. En dis tot op hierdie vlak, as jy tot hier kan kom, die res is nie so belangrik vir vergelykings nie, jy wees maar vir jouself, die bestuursvergoeding, kapitaalrente en hier, maar dit gaan verskil van boer tot boer, almal ry nie met dieselfde voertuie, almal betaal nie vir hulle dieselfde hoeveelheid vergoeding ensovoorts nie. So, dit is baie moeilik om op hierdie vlakke te vergelyk, maar hierso is die vergelykings wat ons moet doen. Op bruto marge vlak moet ons vergelyk, en dan moet ons kyk na kosteverhouding hierso. So, kom ons gaan kyk dan net na hoe hierdie netto boerderyinkomste lyk. As ons dan hierdie ene, hierso die netto boerderyinkomste net vir julle wys. So hierso sê ons boerdery vertakking 1, het ons dan 'n netto boerderyinkomste van R800.000. Vertakking 2 het ons 'n netto bruto marge van R400.000. Vertakking 3 het ons 'n bruto marge van R800.000. So in totaliteit het ons dan 'n bruto marge vir die boerdery vir R2 miljoen gehad. En dan sê ons die oorhoofse koste was R350.000 gewees, en dit gee dan vir ons 'n netto boerderyinkomste van R1.650.000. So dis nou maar net weer dan waar ons dan al hierdie bruto marges van die boerdery bymekaar tel, en ons gaan trek die oorhoofse koste af, dan kom ons by die netto boerderyinkomste uit. So dit is maar net wat ek hier gedoen het. Die 3 vertakkings se bruto marges bymekaar is dit, minus die oorhoofse koste, en dit gee vir ons netto boerderyinkomste. En dan kan jy ook hierdie gaan uitwerk. Wat is jou netto boerderyinkomste per hektaar? So hierdie is nie so eenvoudig. Jy kan dit nie regtig per kilogram uitwerk nie, want dit verskil. Die hoeveelheid kilogramme gewasse wat geproduseer word, of die kilogramme hektaar, as hierdie verhouding verskil tussen in hierdie geval 5000 hektaar vir die skaap, 3000 vir die bees en 50 hektaar vir die gewasse. So afhangende van die verhouding sal die uitslag hier verskil. So dit is nie so eenvoudig om hierdie goed met medeboere te vergelyk nie, maar jy kan dit met jouself vergelyk as jy dit jaar op jaar dieselfde doen. So, dan as ons gaan kyk na die koste vir belangrik, so hierso het jy nou weer jou bruto inkomste vir vertakking 1, jy die direkte koste vertakking 1, en jy het jou bruto marge vertakking 1, dan bruto inkomste vertakking 2, direkte koste vertakking 2, bruto marge. Dieselfde hierso, en dan het ons in totaal het ons dan die bruto inkomste vir die boerdery, ons het die totale direkte koste en ons het die totale bruto marge hierso. So hierso is 2 verhoudings. Die een is die verhouding dan tussen jou direkte koste in verhouding tot jou bruto marge, jou bruto inkomste van jou boerdery, of dan eintlik per vertakking. So jy moet gaan kyk wat is daai kosteverhouding, direkte koste tot bruto inkomste op die vertakking, en dan vat ons dit saam, al daai koste saam, daai totale direkte koste plus die oorhoofse koste gee dan vir jou totale operasionele koste. Jy kan sien daai plus daai is die totale operasionele koste, en
dan die syfer wat eintlik belangrik is dat daai koste, direkte koste plus jou oorhoofse saam, moet, as dit onder 30% is, die verhouding, onder 30% is goed, bokant 40% is die rooi ligte, sal dit aangaan. So dit is baie belangrik dat jy daai kosteverhoudings dan verstaan. So dit is meer belangrik as om dan te vergelyk en met ander, jy kan die kosteverhoudings met ander boere vergelyk, maar die res is baie moeilik om te vergelyk. Dan as dit kom by die direkte koste weer terug per vertakking, hierso dink ek is dit ook net belangrik om te kyk na hierdie elke afdeling op sy eie. As ons dan die direkte koste doen, dit is waar jy regtig sal kan uitvind waar is jou winsvreters. So as jy elkeen van hierdie onderafdelingkies vat en jy gaan werk uit wat is jou direkte koste vir elke afdelingkie in terme van kilogram produksie of per ooi of per hektaar of per kleinvee, dan sal jy baie duidelik sien waar is die uitskieters en waar is die goed wat die wins vreet. So dis baie belangrik dat jy daai goeders daar ook kan doen en verstaan. So dit is die storie. So wat jy kan doen is om na jou boekhouer te gaan. Ek sal vinnig vir julle wys hoe lyk 'n voorbeeld van 'n inkomstestaat. So en dan die syfers wat jy by jou boekhouer moet gaan kry sodat jy hierdie berekeninge van jou kan doen. So dis belangrik dat jy jou vorige, as jy dit nog nooit gedoen het nie, om jou vorige finansiële jaar se syfers in die hande te kry en dat jy dan hierdie berekeninge gaan doen. So ek gaan net gou vir julle wys hoe lyk 'n voorbeeld van so 'n inkomstestaat. Goed, hier is 'n voorbeeld van 'n inkomstestaat, net om vir julle te wys hoe lyk dit. So as jy jou inkomstestaat opstel, dan moet jy dit gaan opdeel sodat jy wil graag 'n bruto produksiewaarde van jou boerdery bereken, sodat jy die totale bruto produksie van die boerdery kan kry. En dan ook wil jy jou vertakkings apart. So hierso is die bruto produksiewaarde van die skaap en dan as jy afgaan, dan het jy die bruto produksiewaarde van die bees en jy het ook dan die bruto produksiewaarde van die gewasse. So dit is maar net, en dan het jy jou oorhoofse koste, direk allokeerbare koste, en dit vat jou dan tot by jou netto boerdery inkomste, en daar is jou koste persentasie, jou ideale wat jy wil hê. So, en dan het jy jou vreemde factor koste, en dan kom jy tot by jou boerdery wins en inkomstebelasting. So dit is so 'n tipiese inkomstestaat lyk, en dan as jy dan jou vorige jaar se finansiële syfers gaan vat, dan kan jy hulle in so 'n staat met inlees of in hierdie is 'n voorbeeld. As jy dit dan hier inlees, byvoorbeeld jou verkope van jou skaap insit, jy het jou eie gebruik, jy het jou begin en eindvoorrade in, en jou verkope wol, jy het jou direkte koste van jou skaap ingesit, en dan kan jy hierdie goed bereken. Dan kan jy hierdie per kilogram, per ooi per hektaar, dit is die goed wat jy kan bereken. So dit is 'n voorbeeld van so 'n inkomstestaat. Nou ek kan ongelukkig nie vir julle hierdie beskikbaar maak nie. Hierdie is net bedoel vir my WMS tot 20 mentorprogram boere. So as jy sukkel om hierdie te doen of as jy nie weet om dit te doen nie, dan is jy welkom om deel te word van die welvaart met skaap tot 20 mentorprogram. Jy kan op hierdie reg onder hierdie video sal daar 'n skakel wees wat sê WMS tot 20 mentorprogram. Dan kan jy daar gaan klik. En dan in hierdie mentorprogram sal jy stap vir stap leer hoe om hierdie berekeninge en goeders te doen en nog baie meer. Boere, dis die storie. As jy jou syfers wil beter verstaan, as jy wil weet hoe om daai te bereken of leer hoe om dit te bereken, sodat jy jou eie koste van produksie kan bereken, dat jy jou bruto marges kan bereken, dat jy jouself, jou eie boerdery se goed jaar op jaar met mekaar kan vergelyk, dan stel ek voor dat jy deel word van my welvaart met skaap top 20 mentorprogram. Gaan klik op die reg onder hierdie video, sal daar 'n skakel wees wat sê WMS top 20 mentorprogram. Dan gaan klik jy op die skakel en dan gaan lees jy wat behels hierdie welvaart met skaap top 20 mentorprogram. In hierdie mentorprogram sal jy elke
detail leer van hoe om dit te doen en om dat jy verstaan hoe werk jou boerdery se syfers en baie meer. So gaan klik gerus daarso as jy wil meer uitvind. En dan as jy wil meer leer van stelsels, hoe werk stelsels in jou boerdery, gaan klik op die video wat nou op die skerm verskyn.